Goeiemôre almal. Lekker om terug te wees. Ek was 'n bietjie verkommerd geweest toe ek vanoggend die instap en Albrecht loop aan my vas. Hy sê vir my, ek net vir jou sê ek glo nog in evolusie. Ek dink nou waar is die man langs die pad verloor. Hy sê vir my, ek moet my verstaan, as 'n dataprojektor en 'n skerm lank genoeg voor in 'n kerk hang, of ander in 'n TV. So dis lekker om voor hy TV in te wys so. En miskien net 'n bietjie agtergrond gee oor hierdie aanbieding. Einde verlede jaar Belle gemeente in Bloemfontein waar ek hulle 'n hele seminaar vir hulle aangebied het en hulle vra vir my, maar kan ek asseblief weer 'n seminaar kom aanbied? Nou die probleem is, ek het nog nooit in die verlede 2 keer by dieselfde gemeente 'n seminaar aangebied. So ek het basies net my 3 praatjies wat ek maar altyd reg deur die land by die gemeentes in Namibië aanbied. Jy weet die rasse waar kom hulle vandaan, dinosourusse, maar hierdie ouens soek nou nuwe materiaal. Nou gelukkig het ek intussen aan 2 begin werk. Toe besef ek my ek kort nou nog 'n derde aanbieding. En een van die aanbiedings wat baie van ons sprekers doen, paar DVD's van dit, het ek al in die verlede na gekyk, maar dit het nooit eintlik so baie aanklank by my gevind, want gewoonlik die ouens wil meer weet waar pas die dinosaurus in die Bybel, wat kan 'n vrou gekry in die klas van goed, en ek dog toe, maar kom ek werk 'n bietjie aan so 'n aanbieding, soortgelyke aanbieding, en ek werk Desember aan hom, en hoe verder ek aan hom werk, besef ek, maar dis eintlik die beste aanbieding wat mense moet hoor. En soos toeval, dit mos nou wel hê, ek is net klaar met hom hier so, einde Januarie, sê hier bel Brett my uit die blou tyd, vra van my, jongens, daar nie iets niets van CMI het, wat julle met ons kan kom deel nie, so, weet jy of jy aan toeval glo nie, sommige mense sê mos toeval die lig, so, vanoggend gaan ons 'n bietjie kyk, hoe om 'n gebreinspoelde kultuur te evangeliseer. Nou kom ons begin deur te kyk, wat is 'n gebreinspoelde kultuur? Dit is baie maklik om die antwoorde te kry, gaan net na Google toe, weet AI, en dan gee hulle vir die antwoord. So let's say a brainwashed culture refers to a society or a group in which the population has been systematically conditioned to accept a specific set of beliefs, ideologies or narratives, often without critical thinking or questioning. It is a form of collective indoctrination where individuals are manipulated into adopting the majority viewpoint or the viewpoint of a ruling power, often at the expense of their own independent rational judgment. Nou daar is baie ideologieë en goeters filosofieë waaraan ons blootgestel word vandag, kinders op skool, universiteit ensovoorts. Maar die enetjie waarop ek vanoggend gaan fokus is maar evolusie. Goed, waaroor ek praat in die kerke, en dan interessant genoeg het hy 'n paar kerneienskappe gegee van hierdie gebreinspoelde kultuur, en die eerste 2 het nog of my uitgestaan. Die eerste ene gaan oor control of information, waar dit sê, access to alternative viewpoints is strictly limited or censored. En natuurlik die alternatief in vergelyking met evolusie is natuurlik Bybelse skepping, waaraan baie min mense blootgestel word. En dan die volgende punt het hulle gesê is repetition and indoctrination. En dit gaan oor beliefs are ingrained through constant repetition of slogans, media and educational curricula. En die slogan natuurlik wat die wêreld die meeste gebruik is, miljoene jare. So dit is basies wat dit beteken 'n kultuur wat gebrainwash is, waarna ons gaan kyk. Waarna ons ook gaan kyk volgende is dan evangelisasie. Nou, is nou 'n stryk vraag nie, waar het evangelisasie begin? Met Jesus. Toe hy opgevaar het, groot opdrag wat hy vir die disippels gegee het. In Markus het hy gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Nou, hoekom het Jesus gesê, ons moet die evangelie gaan verkondig? Dit is natuurlik sodat mense nie verlore gaan nie, in die ewige verderf ingaan nie. Daar so staan in 2 Petrus 3 vers 9, die Here is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. En dan in die Ou Testament al, Esegiel staan daar so seker as ek leef, sê die Here my God, ek wil nie hê die sondaar moet deur sy sonde sterf nie, ek wil hê hy moet van sy optrede afsien en lewe. So die enigste manier om te keer dat mense verlore gaan, is dus om aan hulle die evangelie boodskap te verkondig, en dan moet hulle dit natuurlik deel maak van hulle en dit glo, om te keer dat hulle dan verlore gaan. So, veral uit daai 2 versies, lyk dit asof die God van die Bybel 'n God van liefde is. Hy wil nie hê dat enigiemand verlore moet gaan nie, dis God se hart. Hy wil hê dat alle sondaars tot bekering moet kom en wegdraai van hulle sondige leefstyl. Nou maar die probleem is, mense vandag, die kultuur van vandag, veral jong mense, kinders en die studente, hulle kyk na die wêreld daar buite. Die wêreld wat die Bybel sê God gemaak het, na einde van elke skepingsdag het God gesê dit was goed, en aan die einde van die skepingsweek het God gesê alles wat hy gemaak het is baie goed. So die mense kyk na hierdie wêreld, die wêreld wat God van liefde gemaak het, maar wat sien die wêreld daar buite raak? Dood, pyn, siekte, lyding, verwoesting, bloedvergieting, kanker. Dis 'n nare wêreld daar buite. So jy sien, as die wêreld sê God is liefde, hoekom gee hy dit vir ons?
En dis die nommer 1 vraag wat ons bediening die afgelope bykans 50 jaar wêreldwyd by kerke dwars oor die wêreld gevra word. As daar 'n God van liefde is, hoekom laat hy soveel dood, pyn, siekte en lyding toe in sy skepping? En ongelukkig kan die meeste Christene vandag nie 'n bevredigende, logiese antwoord op daai vraag gee nie. So dit verbaas dis nie ons bediening dat so baie mense hulle rug draai op die skeppergod van die Bybel nie. Op hul kerk toe gaan, nie meer hulle Bybel lees nie. So nou is die vraag, hoekom draai mense hulle rug op God? Dis omdat die kultuur van vandag daar buite, hulle het 'n ander wêreldbeskouing, 'n ander geskiedenis wat hulle geleer word oor wat daar in die verlede gebeur het. Jy sien, die kinders van vandag word gebreinspoel op skool, op universiteit en deur die sekulêre media om te glo aan miljoene jare van evolusie, waar tydens dood, pyn, siekte en lyding plaasgevind het, en dan dink hulle, daai God van die Bybel, die God van liefde, het daai proses gebruik om alles te maak, en dan sê die mense, maar ek stel nie belang in daai God nie. Wat se God is dit? Sien jy iemand besig is om aan kanker dood te gaan, dan sê God, want dit is baie goed. Ouma wat dood is, want dit is baie goed. Dit maak nie sin nie. So gewoon ons draai hulle rug op die God van die Bybel nie. So jy sien, wat jy glo ten opsigte van wat daar in die verlede gebeur het, gaan bepaal hoe jy gaan optree en hoe jy gaan leef in die hede. Dink byvoorbeeld as die ateïste daar buite wat glo daar is nie 'n skepper God nie, natuur het alles gemaak, beteken ek behoort aan niemand nie, ek is my eie baas, ek maak my eie reëls, ek besluit wat is reg en verkeerd in die lewe. Daar gaan nie gevolge wees eendag as jy dood is as jy maar net kompos. Maar as jy soos ons 'n kind van die Here is, wat glo in die Bybel, glo daar is 'n skepper God, dan weet ons maar ons behoort aan God, hy het autoriteit oor ons lewens, daar's reëls wat hy vir ons lewens neergelê het wat gevolg moet word, en as ons nie die reëls volg nie, gaan daar probleme wees vorentoe. So dan gaan jy mos nie jou spoor trap, nie waar nie? So dit is wat 'n gebreinspoelde kultuur behels. So kom ons kyk gou vinnig na die evangelie boodskap. Nou, jy kan hom basies in 3 kerngedagtes opsom. Dit begin daar aan die onderkant met jou fundamentele kennis, jou foundational knowledge, wat vir ons sê, daar is 'n skepper God, God van die Bybel. Hy het vir ons alles gemaak, was alles perfek gewees, maar as gevolg van wat ons as mens in die tuin gedoen het sonde in die wêreld ingekom, en fisiese dood is die gevolg van sonde. Romeine 1 vers 20 sê vir ons, van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei, dat sy krag ewigdurend is, en dat hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat mens nie met die oog kan sien nie. Vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie. Nou, as ons na hierdie gebou kyk, dan weet ons mos, daar was 'n bouer wat destyds hier gebou het, nie waar nie? Ons glo nie daar was 'n bouer nie, ons weet daar was 'n bouer, want die gebou is die bewys dat daar destyds 'n bouer was. Selfs met 'n skildery, kyk na 'n skildery, jy weet, daar was iemand wat daai skildery geteken of geverf het. So ons glo nie daar was 'n skilder nie, ons weet daar was 'n skilder, want die skildery is die bewys van die skilder. En dis wat Romeine 1 vers 20 vir ons sê, die skepping is die bewys dat daar 'n skepper God is. Ek meen, dit kon nie van niks gekom het nie. So iemand moes dit gemaak het. So niemand gaan eendag voor die Here kan sê en sê, Here, ek het nie geweet U bestaan nie. Waar is die bewyse dat U bestaan het? Hoor, sê vir ons, skepping is die bewys dat daar 'n skepper God is. Maar dan gaan Romeine aan, en dit sê vir ons in Romeine 6 vers 23, die loon wat die sonde gee, is die dood. So fisiese dood is die straf vir sonde wat daar in die tuin plaasgevind het. Met ander woorde, God betaal ons met dood. Dis ons loon, dis ons betaling wat ons kry vir ons ongehoorsaamheid. Maar dit was nie net 'n geestelike dood wat daai dag plaasgevind het nie, definitief ook 'n fisiese dood wat begin het, want ons almal ken hy vers in Genesis 3 vers 19 wat sê, ek het jou van stof gemaak en tot stof sal jy weer terugkeer. Dan kom ons by die tweede deel, en die tweede deel gaan oor die krag van God, waar God mens geword het, vorm van Jesus Christus, gekruisig is en fisiese dood oorwin het. Woord sê vir ons daar in 1 Korintiërs 15, die eerste mens Adam het 'n lewende wese geword, en dan die laaste Adam, verwysende hier na Jesus Christus, het die lewendmakende gees geword. So Jesus Christus, laaste Adam, het die plek ingeneem van die eerste Adam, wat gesterf het en met sy bloed die prys betaal het vir die straf van die dood. Maar nou, hoekom moes Jesus met sy bloed betaal? Het jy al ooit daaraan gedink? Hoekom het hy nie net gesterf sonder dat bloed gevloei het nie? Dit is baie belangrik. Bloed moes vloei, hoekom? Want Hebreërs sê vir ons, sonder die vergieting van bloed, vind daar geen vergewing van sonde plaas nie. Met ander woorde, wat is die belangrikheid van die bloed volgens die Bybel? Kyk wat staan in Levitikus, die lewe van die vlees is in die bloed. Bloed was die teken dat Jesus sy lewe afgelê het, sodat ons nie in die ewige verderf hoef in te gaan nie. En dan die laaste deel van die evangelie
gaan oor die Skepper wat beloof het, daar gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees wat gaan kom. Hy gaan alles terugverander soos wat dit was voor die sondeval. En sommer ietsie interessants, ek het die afgelope week raak gesien. Die eerste deel is die eerste 3 hoofstukke van die Bybel. Die laaste deel is die laaste 2 hoofstukke van die Bybel. 99% gaan oor daai middelste deel. God se plan wat hy van die begin af gehad het vir Abraham, daai volk wat hy tot stand het kom het, die Messias wat gekom het, al die beloftes van die Messias wat gaan kom, en toe hy terug is hemel toe, die briewe wat geskryf is, en mense wat dan gesê, so moet julle leef. 99% van die evangelie gaan basies oor daai middelste deel. Het verwys na Openbaring wat dit sê, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien wat kom, en dan die laaste hoofstuk van die Bybel wat sê, daar gaan niks meer wees wat vervloek gaan wees nie. So alles gaan terugverander word soos wat dit was voor die sondeval. So dit is so basies die evangelie daarin in netedop. Ons het aangejaag in die tuin, maar God het alles weer kom herstel deur die kruis van Jesus Christus. Maar nou lees ons in 1 Korintiërs 1 vers 18. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. En die wat verlore gaan, weet jy of jy dit besef nie, is verreweg die meeste mense vandag op aarde. Weet, in die bergpredikasie het Jesus gepraat van 'n breë weg en 'n smal weg, nie waar nie? En hy het gesê daar is min op die smal weg. In Lukas 13 het Jesus gesê, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Nou die beste prentjie wat ek nog ooit gekry het van die breë weg en die smal weg, glo dit of te nie, het ek laasweek ontdek, visueel, en dis hierdie prentjie. Ek dink dit sou dit regtig lyk. As hoeveel Christene daar buite wat dink hulle is op pad hemel toe, maar hulle doen nie wat Jesus sê nie. In die Nuwe Testament het Jesus gesê, as jy doen wat ek sê, dan is jy my disipel, dan is jy my volgeling, nie om my te glo nie. So om terug te kom na die boodskap van die kruis, wat is die boodskap van die kruis? Jesus wat fisiese dood oorwin het, by opstanding. Dit is die kernboodskap en die krag van die kruis. Paulus sê, en as Christus nie, wat? Opgewek is nie, uit die dood uit opgestaan het, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sonde. So hoekom is die opstanding van Christus uit die dood onsin vir die wêreld? Hoekom is dit onsin vir vandag se kultuur? Dis waarna ons vanoggend gaan kyk. Vandag maak baie kerke toenemend gebruik van evangelisasie metodes wat nie werk nie. En baie van die kerke besef dit nie eers nie. Tog vertel die Bybel vir ons van 'n metode wat wel werk. En ek gaan vanoggend hierdie, noem dit maar 'n gevalle studie gebruik. Ek gaan 'n bietjie vir Petrus en Paulus met mekaar vergelyk. Wat hulle gedoen het en wat die reaksie was van die mense. Nou wie van daai twee ouens dink u was meer suksesvol in sy evangelisasie daar in die Nuwe Testament? Petrus of was dit Paulus geweest? Ek dink weet ouens gaan vir Paulus, né? Kyk, hy was 'n fariseer geweest, wetgeleerde, kweekskool produk geweest. So hierdie ou het die woord geken. Petrus natuurlik, visserman, sy voet in sy mond gebore, jy weet goed wat hy al kwyt geraak en gedoen het daar in die Nuwe Testament. So ek dink ouens sal hulle geld op Paulus sit. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat het gebeur. Petrus het gepraat in Jerusalem. As die Pinksterfees na die uitstorting van die Heilige Gees, en daar staan in Handelinge omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Ons kyk wat het Paulus gedoen. Hy het in Athene gepraat, daar by die Areopagus met die Grieke, en Handelinge sê 'n paar mense het gelowig geword en by hom aangesluit. So dit lyk asof Petrus die meer suksesvolle ou was, nie waar nie? En dis wat die wêreld doen. Die wêreld kyk na die syfers. Stats, wat gaan hier aan? Nee, Petrus is ons man hierdie. So wat ons moet doen is, ons moet doen wat Petrus doen. Dan gaan ons suksesvol wees. Maar weet jy wat? Dis nie as gevolg van die metode wat hulle gedoen het wat gemaak het dat Petrus meer kon sy suksesvol was as Paulus nie. Weet jy wat die groot verskil hierso? Dis die kultuur met wie hulle gepraat het. Hulle het met twee verskillende groepe mense gepraat. Petrus het met die Jode gepraat. Paulus het met die Grieke gepraat. So kom ons gaan kyk 'n bietjie wat het gebeur. Die Grieke was natuurlik 'n kultuur wat in die God van die Ou Testament geglo het. So hulle het geglo aan die letterlike 60 skepingsverhaal, Bybelse skepping, nie in evolusie en miljoene jare geglo nie. Hulle het geglo in Moses se wet, hulle het die wet gevolg. Weet hulle die konsep verstaan van sonde, wat dit is. So Petrus hoef nie aan hulle te verduidelik het wie die Skepper God was nie. Hy hoef nie aan hulle te verduidelik wat sonde is nie, waar dit vandaan kom, hoekom is daar fisiese dood in die skepping nie. Die Jode het dit geweet, hulle het dit verstaan. Weet, hulle het geweet diere moes geoffer word in hulle tyd, bloed moes vloei sodat hulle sonde vergewe kon word. So die Jode was clued up. Met ander woorde, hy het met 'n kultuur gepraat wat die regte fondasie gehad het. Die regte geskiedenis gehad het. Hulle het die terminologie verstaan.
Petrus se hoofdoel was om hulle te laat verstaan dat Jesus Christus die beloofde Messias was. Hy moes daai link vir hulle maak. Daar staan in 1 Korintiërs 1 vers 23, ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode. Jy sien, die Jode was op die regte, hulle die regte begin gehad, die regte geskiedenis, die regte fondasie gehad. Hulle het in 'n letterlike skepingsverhaal by Genesis geglo. Dis waar die woord begin. So hulle was op die regte pad gewees om gekonfronteer te word met Jesus Christus. So Petrus se hoofboodskap was die kruis. Hy moes vir die Jode leer wie Jesus regtig was en wat aan daai kruis gebeur het. Dit was wat Paulus moes doen. Petrus moes doen. Hy het dit baie suksesvol gedoen. So jy sien, as jy nie die kultuur verstaan nie, wat mense glo oor wat daar in die verlede gebeur het, waar hulle vandaan kom, waartoe hulle eendag gaan, dan gaan jy nie die evangelie boodskap gaan nie vir hulle sin maak nie. As jy die evangelie wil deel met iemand, waar begin jy? Waar in die Bybel gaan ons begin? Nuwe Testament, waar by Jesus? Nee. As jy 'n boek koop, nê, nuwe boek, en jy begin die boek lees, waar begin jy die boek lees? In die middel? Waar? Aan die begin. Dit help nie jy begin in die middel van 'n boek nie en sien, wow, hier's dinge aan die gang. Nou, hoekom gebeur dit? Jy moet teruggaan na die verlede om te kyk wat het daar gebeur om aanleiding te gee tot waar jy nou hier in die middel is. So kom ons kyk 'n bietjie wat het Paulus gedoen. Paulus, soos ek sê, het met die Grieke gepraat. Heeltemal 'n ander kultuur, glad nie konsep gehad van die God van die Jode nie. Inteendeel, hulle het aan 'n tipe evolusie geglo. Daar staan in Handelinge 'n paar wysgeere, die Epikureërs en die Stoïsyne het met hom gestry. Nou die Epikureërs, hulle het geglo dat alles van self vanuit die aarde ontstaan het en die Stoïsyne was wat met pantheists. So hulle het ook maar in 'n tipe van 'n evolusie geglo. Met ander woorde, Paulus het gepraat met 'n evolusie gebaseerde kultuur. Hy het nie gepraat met 'n kultuur wat aan Bybelse skepping geglo het nie. So die Grieke het geen fondasie gehad nie. Hulle het geen konsep gehad van die skeppergod van die Jode, God van die Ou Testament, geen konsep gehad van wat sonde is nie. As jy mense hy versie verder lees, daarso in Korintiërs sê dit, ons verkondig Christus wat gekruisig is, struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Nou, hoekom was die boodskap van die kruis dwaasheid vir die Grieke? Want hulle was op 'n ander pad gewees. Hulle het 'n ander begin gehad, 'n verkeerde geskiedenis gehad. Geen begrip gehad van die God van die Jode nie, geen begrip van sonde, hoekom maar fisiese dood in die wêreld is nie. Hulle het nie besef hulle het 'n redder nodig nie. As jy nie besef jy is verlore nie, hoe gaan jy weet jy het 'n redder nodig? So as jy wil hê 'n Griekse kultuur, noem dit maar amper ateïstiese heidense kultuur, moet die boodskap van die kruis verstaan, dan moet jy met die regte geskiedenis begin. Jy moet hulle op die regte pad sit, sodat as hulle uitkom by die evangelie boodskap, dit vir hulle sal sin maak. En raai wat? Dis wat Paulus gedoen het. Hy het gesê, kom ons begin by die begin. Paulus moes twee dinge eers vir hulle leer, voordat hy by die evangelie kon uitkom. Hy moes vir hulle leer wie die ware skepper God van die heelal is, en hy moes vir hulle 'n begrip van sonde gee. Wat dit is en wat die effek van sonde was, voordat hy kon uitkom by, nou hoe raak jy van die sonde ontslae, en hoe kry jy die ewige lewe? Daar staan in Handelinge, terwyl ek deur die stad geloop en kyk het na al die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry, waarop geskrywe staan, aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid, sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God wat die wêreld met alles wat daarin is, gemaak het, hy is die Here van hemel en aarde. En hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Van die vertaling sê uit een bloed, maar dit is dieselfde ding, want almal kom van Adam af. Selfs Eva het van Adam af gekom. So Paulus het die fondasie van die evangelie begin lê van die begin af, sodat hy hulle op die regte pad kon kry, sodat hulle met die kruis gekonfronteer kon word. En dit is baie interessant, hierdie ouens het op 3 verskillende maniere reageer. Eerste ene, sê toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, die boodskap van die kruis, het party hom uitgelag, maar party het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. En dan die derde groepie, party het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Met ander woorde, wat Paulus moes doen is, hy moes daai mense se denkwyse verander van die fondasie boontoe. En dit is bitter moeilik om dit reg te kry. So hy was eintlik baie suksesvol geweest in wat hy gedoen het. Hoe jy dit doen, as jy ons fondasie wil verander, jy het
langtermyn wat jy nodig het daar. Jy moet verhouding bou met die ouens. Dit gaan nie oornag gebeur nie. Ek weet nie hoe lank Paulus daar met die Grieke gestry en redeneer het nie, maar ek dink hy was baie lank daar nie. Maar tog was daar ouens wat gesê het, weet wat? Ons dink ons glo wat hierdie ou sê. So hy het eintlik nie te sleg gedoen nie. Nou in ons westerse wêreld het ons Christelike fondasie heeltemal verloor. Jy weet, die kultuur van vandag is baie anderste in vergelyking met die kultuur van 'n paar jaar gelede. Dink 'n bietjie in ons tyd, 30, 40 jaar gelede, kerke was vol, weet, mense het Bybel gelees. Maar vandag, dinge het verander. Die kultuur van vandag, sê 'n bietjie vir my, is hulle meer Joods in hulle denkwyse of meer Grieks in hulle denkwyse? Dis meer Grieks in hulle denkwyse. Jy sê opvoedingsinstansies veral is besig om jong mense op die Griekse pad te sit. Hulle word geleer om alles te verduidelik sonder 'n skepper God. Natuur het hom gemaak, van self gemaak. Inteendeel, hulle is besig om 'n anti-Christelike wêreldbeskouing vir kinders te leer op skool en op universiteit. Nie net in biologie en lewenswetenskap nie. Al die vakke is dit maar ingefiltreer. En meeste kerke besef dit nie eers nie. Weet, die kerke staan nou buite en sê bekeer julle, sonde. Wat die kultuur, hulle luister en sê, wat, waarvan praat jy? Jy wil hê ons moet 'n evangelie boodskap glo wat uit 'n boek uitkom, wat die wetenskap al in Genesis 1 verkeerd bewys het? Dis dwaasheid. Jy wil hê ek moet in 'n maaglike bevrugting glo? Dis dwaasheid. Wetenskap het bewys so iets is onmoontlik. Opstaan uit die doodheid, is jy mal. Wetenskaplik onmoontlik. Dwaasheid. Dis hoekom die boodskap van die kruis dwaasheid is vir vandag se kultuur. Want hulle glo goed wat die wêreld vir hulle leer. Hulle word die verkeerde geskiedenis geleer. As ons suksesvol wil wees om die evangelie boodskap te verkondig, dan moet ons doen wat Paulus gedoen het. Ons moet doen wat hy daar met die Grieke gedoen het. Hy het hulle gesê, kom ons begin by die begin. Soos met die kultuur vandag sê, wag, hou vas jou pere, kom ons begin by die regte geskiedenis. As jy die regte geskiedenis en die regte fondasie lê, dan gaan hulle op die regte pad geplaas word en dan gaan hulle oop wees en dan gaan die evangelie boodskap vir hulle sin maak. En Genesis is die enigste fondasie wat hierdie boodskap van die kruis aan mense gaan verduidelik. En dit is hoekom die wêreld vandag by verre die meeste vir die boek van Genesis aanval. Die wêreld val nie vir Jesus Christus in die Nuwe Testament aan nie. Hulle val die boek van Genesis aan. Hoekom? Want Genesis is ons fondasie. Dis ons fondament. Dis waar geskiedenis begin. Dis waar die Bybel begin. Dis waar die evangelie boodskap begin. So hulle val daai fondasie aan. En wat gebeur as enige gebou se fondasie uitgeskiet word deur dinamiet? Wat gaan met daai gebou gebeur? Val in mekaar. En selfs die psalmdigter het dit geweet, paar duisend jaar gelede, toe hy geskryf het, as die fondamente ondermyn word, wat kan die regverdige doen? Die geskiedenis in Genesis, daai skepping, sondeval, vloed wat plaasgevind het, is van fundamentele belang om sin te maak van die evangelie boodskap. Jy kan nie sin maak van die evangelie boodskap sonder 'n letterlike skepingsverhaal nie. So, hoekom val meeste moderne evangelisasie metodes? Wel, eerstens, daar het 'n verandering in die fondasie in die kultuur plaasgevind. Dit het verander van 'n paar jaar gelede nog waar God se woord ons finale autoriteit was. Dit was ons fondasie. Nou waar ons vandag is, waar die opinie van mense die fondasie vir baie mense geword het. Kom ons luister wat sê die mense. Is homoseksualiteit reg of verkeerd? Kom ons gevra die wetenskaplikes. Genade dood, is dit reg of verkeerd? Kom ons gevra die wetenskaplikes. Ons stem daaroor, hè? Abortus, reg of verkeerd? Nee, die meerderheid mense sê dis reg, dan is dit reg. Ons raai fondasie verloor. Ons begin nie met ons denkwyse by God se woord nie. Soortgelyk het die kerk sy fondasie en die autoriteit van God se woord verloor. Baie kerke vandag, hulle op die rug val. As jy weet hoeveel dominee en pastore ek bel om te hoor of ons 'n skepingsboodskap by hulle gemeente kan kom aanbied. Dan sê die ou op die telefoon, ek moet besef dit is denkbeeldige goed wat daar in die begin plaas, mitiese goed. Dis nie 'n letterlike skepingsverhaal gewees nie. Dis nie 'n letterlike wêreldwyd vloed. Jona was nie letterlik in 'n vis nie. Dis 3 dae van donker depressie waarin Jona verkeer het. Dis goed wat in kweekskole geleer word, mense. Die kerk evangeliseer deur gebruik te maak van terminologie wat mense nie verstaan nie. Repent. Wêreld vra, wat is repentance? Sonde. Ek het nie sonde nie, wat is dit? Jy het 'n redder nodig. Ek is nie verlore nie, ek het nie 'n redder nodig. Jy het nie idee waarvan ons praat nie, as ons begin met die evangelie boodskap nie. En die manier om te verstaan dat jy verlore is, hang af van die geskiedenis. En die ware geskiedenis is in Genesis 1 tot 11. En dit verduidelik vir ons hoekom ons verlore is, hoekom ons 'n redder nodig het. Wat is sonde, ensovoorts. Ek gaan nou vir jou 'n praktiese voorbeeld wys. Ek gaan vir jou 11 minuut klip wys. Dis op YouTube beskikbaar. Tik maar net in eTel.
Dan gaan die so dokumentêr so 'n halfuur lank, maar ek het net die laaste 11 minute uitgehaal. Dit is 'n Amerikaanse paar, man en vrou wat destyds was hier in die begin 80s, het hulle die roeping van die Here gehad vir sendingwerk. En hulle het besluit maar hulle gaan sendingwerk doen. Daar in Papua New Guinea, eiland daar bokant Australië, daar's 'n klomp van hierdie bevolkingsgroepe wat daar in die bos bly, nog nooit van die Here gehoor nie. Die Here het dit op hulle hart gelê. Hulle het na die sendingraad gegaan, plaaslike mission board. Die mission board het vir hom gesê, luister, jou se naam is Mark, luister gou 'n bietjie mooi. Jy is 36 jaar oud. Na 4 jaar van opleiding by ons is jy 40. Dan moet jy 2 jaar in die village gaan bly om die taal aan te leer, dan is jy 42. Jy gaan te oud wees. Jy's nie mission materiaal nie. Het hom afgeskiet, net daar. Sy vrou, haar vriendin het na haar gekom en gesê, dink aan jou gesondheid, jy weet jy sukkel met jou gesondheid. Nou wil jy daar in 'n tropiese oerwoud instap en jou kinders saamvat. Dink aan jou kinders, dink aan jou gesondheid. Los daai mense. Hulle is happy daar in die bos. Moenie haar gaan karring nie. Maar hulle het net gevoel die Here sê hulle moet gaan. Hulle het na hulle kerk toe gegaan. Kerk, hoor toe van hulle storie, hulle sê, hoorie, ons gaan julle uitstuur. Ons gaan vir julle bid, ons gaan vir julle ondersteun, doen wat die Here vir julle sê. So hulle het 'n opleiding gekry deur 'n organisasie genaamd New Tribes Missions. Nou wat hierdie ouens doen is, hulle leer vir jou, nou 4 jaar kry jy opleiding en dan sê hulle vir jou, right, nou gaan jy na die village toe. Jy gaan nou 2 jaar vat om die taal aan te leer. Vir 2 jaar lank bly jy stil oor die Bybel, jy bly stil oor God, jy bly stil oor die evangelie. Leer die taal aan, leer die kultuur aan, bou verhoudings. 2 jaar lank. Hoor by die mense wat hulle glo oor hulle verlede, waar hulle vandaan kom, waartoe gaan hulle se eendag doodgaan, daai tipe van goed. Bou verhouding, 2 jaar, bly stil. Na 2 jaar kan jy begin evangeliseer. En dan begin jy nie by die Nuwe Testament nie. Raai waar jy begin? Genesis. Kyk 'n bietjie wat gebeur. Hulle gaan gou die video speel. 2 maande lank fondasie gelê, die pad gelê, sodat toe hy Jesus Christus kom, hulle oop was daarvoor. So die ding is, Christene besef nie altyd hoe belangrik Genesis is, val deur die evangelieboodskap nie. Dit is die begin van die evangelieboodskap. As dit nie 'n letterlike sondeval was wat plaasgevind het nie, hoekom het Jesus letterlik aan 'n kruis gesterf? As dit nie 'n letterlike sondeval is wat plaasgevind het nie, hoekom het ons 'n redder nodig? Waarvan moet ons letterlik gered word? En baie Christene besef dit nie. En die ding is, as ons nie die Bybel daar kan vertrou nie, en Genesis 1 kan vertrou as die letterlike waarheid nie, hoe kan enige mens enigiets verder aan glo wat in die Bybel geskryf staan? En dit is wat Jesus vir sy disippels gesê het. Hy het vir hulle gesê, as ek julle van die aardse dinge vertel, en julle glo dit nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse goed vertel? So is dit enige wonder, mense wat vandag al buite is, wat nie meer glo aan 'n letterlike 6-dag skepping nie, wat nie meer glo aan 'n letterlike wêreldwye vloed nie, is dit enige wonder, hulle betwyfel dinge soos 'n maaglike bevrugting, opstanding uit die dood uit, 'n ewige lewe. Ek meen, dit is wetenskaplik onmoontlik, né? Dwaasheid vir die wêreld. En dan net om seker te maak ek was op die regte pad, het ek net gaan by Google weer gaan check. Dan kyk 'n bietjie wat het Google gesê, how to evangelize a brainwashed culture. Hulle sê evangelizing a culture or individual entrenched in brainwashed cult-like system requires a focus on long-term relationship building, patience, and gentle, indirect approaches to truth. The goal is to cultivate trust and encourage critical thinking rather than relying on direct confrontation, which often causes defensiveness. En die Bybel gee presies dieselfde raad. In 1 Petrus 3 vers 15 sê dit, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle is, maar doen dit met sagmoedigheid. Jy is nie daar om die debat te wen nie. Jy is daar om die ou oor te wen na jou kant toe. En dit vat tyd. So ek sê weer, ware geskiedenis van die heelal is van kardinale belang vir enige kultuur, sodat hulle kan sin maak van die evangelieboodskap. Jy moet begin by die regte geskiedenis, want as jy nie by die regte geskiedenis begin nie, gaan die wêreld hulle blootstel aan 'n valse geskiedenis, en dan gaan hulle nie kan sin maak van die evangelieboodskap nie. Nou om af te sluit, I have to do this part in English, it doesn't work in Afrikaans. You all know how the word history is written, and what it means.